Ja, ek weet julle wag vir Mingsie, maar sy is so 'n bietjie uit die land uit en ek staan so 'n bietjie in vir haar. So vanaand kuier ek Chrissy Klets of Chrissy Resous en ek het hulle op die postertjie saam met Mike Bolhuis. So ek heet vir jou welkom as jy saam luister. As jy enige vrae het wat Mike vir jou moet beantwoord, is jy meer as welkom om dit te plaas. Hi Mike, welkom by Bikerhart Radio. Goed, ek wil net vir ons luisteraars sê, ons is live, Mike, hoor. Net vir ons luisteraars sê dat ons misdaad en die ekonomiese breekpunt gaan hanteer vandag, nê? Of vanaand. Ja. Het jy enige iets wat jy daaroor wil gesels nou? Ja, die kritiese toestand wat ons land homself in bevind en veral die ekonomie. Nou, dit is obvious as misdaad floreer, dan gaan het slegter met die land. En hoe slegter het met die land gaan, hoe meer floreer misdaad. Ja. So dit is vice versa. En dan, as ons kyk na die verskriklike onstabiele politici wat ons beleef, die topstrukture in die autoriteite en munisipaliteite, die korrupsie en die misdade wat daar gepleeg word, die georganiseerde misdaad en rampokkerij, dan het dit 'n verdere verskriklike invloed op die ekonomie, en dan ook SARS wat inspring en verskriklik dreig en intimideer van wat hulle gaan doen, en hoe hulle dit gaan doen, en hulle het meer as 200 berigte in die laaste paar maande geplaas, wat nogal skokkend is. Ek sal regtig aanbeveel dat almal bietjie moeite doen, en al die berigte opsoek. Ons gaan in ieder geval 'n projek oor dit uitstuur, dat julle dit deeglik lees, maar intussen dat julle net julleself vergewis. Ons praat nou van die haves, ons praat nou nie met die have-nots nie, want hulle is redelik veilig nog wat SARS betref. Ja. Maar as jy al hierdie goed nou in ag neem en dan die ongure weerstoestande wat ons so nou en dan in die land beleef, asook in die laaste tyd was die reenseisoene baie goed geweest, maar sekere plekke baie droog, het dit ook 'n ernstige invloed op die ekonomie, want onthou, ons hele land is geskoei op die infrastruktuur wat hy tans het om gesamentlik 'n verskil te kan maak aan al wat publikant is in ons land. Ja. En jy weet, as jy kyk na in die laaste tyd hoeveel besighede het toegemaak. Ja. En eintlik het al hierdie goed al begin van COVID se tyd af. So dit is baie erg as 'n ou die weer ook nou nog in ag neem onlangs. So jy weet, as ou net gou-gou die weer bespreek, die water het soveel plekke geval en soveel skade veroorsaak. Ons dank die Here vir die reën. Ons absoluut dank hom daarvoor, maar die hele aarde gaan maar gebukkend in deur weens sonde. Jy weet, die aarde bevind homself vandag maar so weens ons is in die eindtyd en ons moet dit aanvaar en verstaan. Vir die wat Christene is, moet ons dit vir onsself bevestig en erken. Dat die aarde gaan ook gebukken deur alles en dinge verander, geheel en al. Maar net om julle 'n idee te gee, die skape se wol vrot op hulle liggame basies. Hulle mif van die nat reën, van die nat weer. Ja, van die nat reën. En dan jy weet, bome wat honderde jare oud is wat omgewaai word, verskriklike wind, see, veranderinge, temperature en dit het 'n ewige effek op die ekonomie. Ja. Want enig iets wat skeef loop, kos geld. Ja. So kom ons begin by net dit. As jy in 'n huis is en iets in jou huis loop skeef, kan jy nie jou vingers klap woep en die ligbalp is vervang of die buitelug is vervang of die lekkende kraan is vervang of wat ook al. Enigiets kos geld. Die tweede ding wat ek agtergekom het, en ons mans doen ons nie inkopies nie, want julle doen dit mos nou die vroutjies, né? Ek gaan nou die dag, toe ek by my KZN kantore is, net voor ek daar inklok, ek was alleen op pad so, en toe dacht ek gaan vir my paar groceries koop. Toe bekak ek die kredietkaartslip sien, 2,5, net so. Alles het te duur geraak, En ek en my vrou praat baie keer, dan sê sy my, jy het nie idee wat kos groceries nie, dis wat het kos. En so ook, as jy 'n hele huisgesin nou kyk,
wat dit kos om 'n huisgesin te ran, net 'n pa en 'n ma en 2 kinders. Ja. Dis astronomiese bedrag, want dit is nie goedkoop nie. So as enigiets skeefloop, weens die natuur, iets wat die natuur by jou beskadig, of weerlig, of enigiets, dan het jy klaar skade wat jy nie voor berokken het nie. Ja. Dan as jy nie 'n behoorlike infrastruktuur het wat jou ondersteun, jy ry daar uit, die volgende oomblik ry jy deur 'n pothol, helse pothol waar jy iemand kan in begrawe, Ja. jy moet jou hele wiel dalk vervang, of skade aan jou kar, dis onvoorsiene skade, dis weens infrastruktuur skade. Krag wat af is. Ander vorms van infrastrukture wat die staat nalaat om na jou toe om te sien wat jy Ja, mens moet nog betaal, want in jou sak, Ja. wat jy moet betaal. En wat maar jy moet kry nie uitdra die diens om- nie, ja. Jy kry nie diens nie. So die hele ding het 'n lelike loop gevat in die laaste jare, waar basies jy elke sent moet omdraai Dis waar. en jy sukkel om vooruit te gaan. Nou die skokkende ding is daar is omtrent 5 miljoen mense wat kom ons sê tussen 5 en 10 miljoen mense in die land wat ek sou so reken as daai statistieke korrek is wat die ekonomie laat Aan die lewe. fluktueer en aan die go hou in Suid-Afrika onder 80 miljoen mense. Jy moet onthou daar is nie 60 miljoen in ons land nie, want ons sit met 20 kuiergaste van die naburige lande wat in en uit fluktueer. Ja. Hulle noem dit fortnight workers. Hulle kom in, hulle werk hierso en dan oor 2 weke of 'n maand gaan hulle terug en hulle neem die geld en dit wat hulle hier koop en wat ook al of daar aan 'n ander kant spandeer uit die land uit. Dit het ook 'n effek aan ons ekonomie en dit is hoekom daar xenofobie is. Ja. So, jy weet as ons na die hele omvang kyk wat tans in Suid-Afrika gaan, die nie dienslewering van die polisie nie, nou protecting and serving, die swak munisipaliteitsdienste, die, onthou ek is nog nie by misdaad nie hoor, ek praat nou nog net van sonder misdaad, net na infrastrukture, dan kyk jy na astronomiese terugbeweging van waar jy absoluut elke sent moet omdraai, daar is nie 'n extraatjie nie, jy moet versigtig wees, jy kan vandag nie meer gemorskos koop, 'n hamburger, jy kan nie rook nie, in ieder geval rook weet julle nou al teen die tyd, is nie my opinie nie, is feitelik, as jy 'n Christen is dit sonde, end of story, ons gaan nie eens weer daaroor stry nie, ons kan na die vorige gesprekke luister. As jy kyk na enige ander oogpunt, gesondheid en finansiëel, is dit 'n gemors van geld. Ja. Want rook gaan jou definitief nie vinniger maak nie, slimmer maak nie, lekkerder laat ruik, beter laat vertoon en. So ek kan maar weer aangaan oor daai goed. So jy kan niks meer van daai goed doen wat geld mors betref nie. Ja. Jy kan nie net meer sommer 'n sakkie chips mee deesdae koop, jy kan nie meer nie. Jy moet versigtig wees. Onthou ek praat met die wat reeds al iets het. Want as jy nou uitwerk met wat gaan aan in die land wat nou tans aan die gang is met diesel en met infrastruktuur. Van dit wat ons al reeds hier bespreek het, na graad 1 stories laat lyk, hoor? Ja. Ek dink jy verwys baie na die D-dag konsep, Mike. Jy het mos nou onlangs verwys na Suid-Afrika wat nasionale nog nie daar nie. Ons is daarom nog nie, ons is nog nie daar nie, want daar gaan ondersoeke gedoen word oor hierdie goed, want die vraag word gevra, hoekom? Hoe is dit dat ons land wat in ieder geval nie ons nie, maar die land se stand teen Trump en teen Netanyahu, Amerika en Israel is polities teen hulle. So die land word nie deur Iran of enige ander lande geboikot nie. So daar's geen boikot van watter aard ook al, maar hierdie debat wil ek nie nou hê nie, ek kan net dit sê. Daar gaan ondersoeke kom. En ek persoonlik my persoonlike opinie is, want ek spekuleer nie, is dat eers behoorlike ondersoeke gedoen moet word om te identifiseer of hier, jy weet, op die bandwagon gespring is wat die wêreld betref en sê, hey, diesel tekort, so spring ons nou maar almal op, ons maak geldjie. Maar nou ja, korrupsie in hierdie land is die nommer 1 sport en saam met Kappraat en Skinner, soos julle weet,
So korrupsie is die absolute lewenswyse vir die wat in beheer is, vir die wat in posisie is, vir die wat in autoriteite is. Ekskuus, maar ek breek so 'n bietjie Behalwe op. miskien 20%. Ja. Behalwe miskien, is jy daar? Ja, jy het net so 'n bietjie opgebreek met jou laaste sin. Ja. Kyk, ek sê korrupsie is the way to go. So in die magsposisies, in die autoriteite, in die regering, in munisipaliteite, oral waar daar 'n mags of 'n posisie is daar korrupsie wat seevier. Nie almal nie, maar ek sou sê tot 80% is daar korruptiewe optrede. Onthou, korrupsie is nie net 'n docket ondersit of 'n docket verkoop of cho langs die pad vat nie, of jy weet bribes vat of jy weet wheels and deals doen nie. Korrupsie is ook as jy nie jou werk doen nie. O ja, natuurlik, ja. Ja. Dis die 60% van die 80% korrupsie. If you don't do your work. So met ander woorde, as jy 'n painter is en jy try 'n diesel mechanic se job doen, dan pleeg jy korrupsie, want dit is absolute wanvoorstelling, bedrog, diefstal. Ja. So jy kan nie jouself voorgee jy's 'n polisieman nie. Jy kan nie jouself voorgee jy's die president van die land of 'n minister of die hoof van polisie of die hoof van 'n munisipaliteit nie. Ja. Jy moet dit wees. En as jy dit nie is nie, dan pleeg jy 'n wanvoorstelling. Dan kry jy salaris vir dit wat jy nie is nie, dan is dit wanvoorstelling, bedrog, diefstal. Dan steel jy, dan is jy 'n bedrieër. Met die kwotastelsel wat ingestel is, Mike, nee, dink jy nie dit is ook, maar want hulle is nie altyd bekwaam nie. Die mense wat nou, weet, in hoë posisies sit, kan nie altyd die werk doen nie. Dit is wat ek mos ja, wat jy nou bedoel. Dit mos verduidelik. Dit is hoe die korrupsie gesluip het in ons land. En ons kan nie hulle in die hele sê nie, want ek praat hier so met wit en swart mense, hoor. Ja. Van die grootste misdadigers in my sak is wit mense. Ja. En ek blameer hulle juis, want hulle weet meer en beter noodwendig, want hulle is baie keer meer opgelei en het die kundigheid. Ek het baie meer simpatie met onkundige mense en ongeletterde mense en arme mense as partykeer met ryk mense en wat alles vir hulle gegee is en dan pleeg hulle nog steeds misdaad. So maar dit is maar die mystery of iniquity hierdie waarvan ou praat. Ons het al daaroor gepraat. Ja. Maar die hele korruptiewe set-up het 'n verskriklike effek op die ekonomie. As die 60% waarvan ek praat in autoriteite nalat om hulle werk te doen. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld. As jy nalat om jou kragstasies te dien, jy nalat om jou sekuriteitsstelsels in die land, jou veiligheid en sekerheid, jou sewage, jou natuurbewaring, jou al jou infrastruktuur belangrikhede wat te doen het met minerale ensovoorts. As jy dit nalat om dit te diens en te versorg en behoorlik te lei en te beheer, wat doen jy? Dan sit jy met 'n kar wat jy basies nooit diens nie, wat gaan gebeur? Die kar gaan oppak en hy gaan jou astronomiese geld kos. Hy gaan breek. Hy gaan nie die diens kan lewer nie. Nou dit is al die fasette in ons land. Die rommelprobleme in Suid-Afrika is astronomies. Die sewage probleme in Suid-Afrika is astronomies. Die watertekorte in ons land, alreeds dit hoeveel? Dit is nie die water wat jy in die huis drink nie. Die instansies, die infrastruktuur wat dit bied, is in 'n astronomiese, skokkende, nagelate toestand, en nie funksionerende situasie in ons land. Ja, ek kan daarvan getuig. Dit kom die ekonomie. Want ek woon in 'n plaasdorpie. Jy weet ons area waar die swart mense woon, hulle het glad nie water in hulle krane nie. Hulle loop ver om water te kry by 'n trokkie wat van Potchefstroom kom om vir hulle water te bring. En die hele plek is vol sewage. Ek het dit actually in 'n video gedek hierso vir ons plaaslike mense. Want dit is 'n groot probleem. Jy weet, hoe stap jy 10 km om net water te kry om kos te maak? Dit is regtig onaanvaarbaar. Dis 'n Afrika probleem, so erg is dit. Ja. En dit het 'n ewige effek. En weet jy die mense wie ek die jammerste kry, by verre, dis die arme mense.
Ja. Die arme mense gaan die mees gebukkenste deur dit wat ons alles nou hier bespreek het van almal. Ja. Want hulle kry nog minder en het nog minder hulp en ondersteuning en infrastruktuur en vermoë. En dit het 'n ewige effek op hulle liggaamsgesondheid, op hulle geestestoestand, op hulle emosionele en hulle algehele siege. Dit het 'n ewige effek op arme mense. Ja. En daar's baie arme mense in Suid-Afrika. Daar is ten minste 60 tot 80% mense wat net op die broodlyn leef en dit net maak op 'n daaglikse basis. Maar ons gaan binne die volgende 5 jaar sterftes begin kry weens armoede, weens wanvoeding en weens nalatiging. Want hier is die ding wat ek nou vir almal wil sê. Al hierdie goed wat jy nou beleef. Kyk, ons is spesialisondersoekers, so ons kan die ligte aan en afsit. Ja. Maar as ek nou oor hierdie goed praat, dan moet jy weet dit wat mense hoor en sien en besef en beleef. Wat se effek het dit op sy gesondheid, op sy emosies, op sy geestelike toestand, op sy vermoë om goeie en regte kosse, water, beskutting en al daai goed te kan geniet en te kry. As jy dit nie het nie. En dit is weer eens, ek gebruik altyd klein stellingkies om te maak. As jy 'n klomp hoenders het wat net buite op 'n stuk grond hardloop en glad nie beskutting het nie en nie gevoer word nie en na omgesien word. En jy het 'n ander stel hoenders wat op 'n ander stuk grond is, maar hulle kan so nou en dan wy, maar hulle het beskutting. En hulle kry middag en aand te kos. En hulle het water. En as dit warm is, kan hulle in beskuttinge gaan, en as dit koud is, kan hulle in die beskuttinge gaan. Dis 'n omsien infrastruktuur waarna jy omsien. Dit is 'n klein, kon ons maar sê, setup, business, lewe, wat jy beheer. Ja, as jy die twee vergelyk, dan gaan jy definitief baie vinnig sien, wat doen nalatiging aan die groep hoenders wat daar buite op hulle eie gelaat word. En dit is waarmee ons vandag sit, met die magdom van mense in ons land wat arm is. Maar Mike, wat kan ek en jy en die buurman en Piet en Koos en Jan doen om hierdie saak te verbeter? Wat kan ons doen? Ek en jy en die buurman en Piet en Koos en Jan kan nie veel daaraan doen nie. Behalwe dit, as jy 'n ekstra hemp het te gee vir die arme een wat nie het nie. As jy ekstra bord kos het, voor jy dit in die asblik in dolmer, dit vergader, by mekaar maak en dan vir die wat jy op straat sien wat arm is, gee. Nie vir hulle drank, vir hulle geld gee nie. Nie vir hulle enigiets anders te gee, maar hulle gaan drank en sigarette koop en dwelms. Maar baie mense, en jy weet, ek ken baie mense, staan voor 'n kas, dan sê hulle weet nie wat om te dra nie. Dan hang daar eie rokke en klere. Ek en mense het al so grap gemaak daaroor. Ekskuus, Mike het nou weer bietjie weggeraak. Nou, kom ons kyk bietjie of daar enige vrae is. Adrian sê hy het nou al ophou rook vir 8 maande, wel gedaan Adrian. Maar hy sê hy blaas sy geld gewoonlik op tegnologie. Ja nee, dit is regtig 'n krisis en ek het nou al 'n paar videoetjies gekyk op YouTube vandag. Ek weet jy kom eintlik hongersnood. Die boere kan nie meer plant nie. Hulle kan nie meer plant nie. Waar op dese aarde gaan ons geld of kos kry? En as hulle nie plant nie, moet ons invoer. Mike, jy het jou mic gemute. Ek sien hy sê mute dit hierso. Ek gaan net dooddruk hier en net weer bel. Ons kyk wat gebeur. Hallo. Ja, ek sien jou mic was gemute. Ja, so. Hoorie, ek wil net gou jammer julle almal. Ek wil net klaar praat oor wat kan jy Piet, Koos en Janie en almal doen. Ja. En jy het 'n paar goed daar gelees. Ek het gehoor daarso. Mense, hoor nou wat ek vandag vir julle sê. Daar's 2 goed wat ek julle wil nalat. 1, ek het reeds gesê, jy weet ons as spesialisondersoekers, ons is gewoond aan die goed en ons kan die lig afsit
en aansit. Wat ek daarby meen is, ons kan dit verduur en hanteer en dit het nie 'n effek op ons soveel so fisies, emosioneel of geestelik of enigiets nie. Want ons het daai stabiliteit, dis die tipe van werk wat ons doen. Ons is dit gewoond soos 'n mechanic wat gewoond is aan olie. Alright? Maar die normale mens, 99% van die mens, gaan deur verskriklike emosionele, fisiese en allerhande ander omstandighede weens nalating. Ja. So jy moenie jouself nalat nie. Dis die eerste ding wat jy in jouself kan doen en aan jou medemens. Jy moet jouself 'n heel glas hou sodat iemand nog uit jou kan drink. Ja. So jy moet die regte kosse kry, jy moet wegbreek van geldmors. Jy moet absoluut die sent omdraai. Jy moet dodelik versigtig wees when you buy or sell. Ja. Want ons het nie eens gepraat oor cybercrime. Hoeveel arme mense word gevang, want hulle raak gierig. Dan hoor hulle as hulle vir Elon Musk 'n paar R100 gee, gaan hulle soveel terugkry. Dan hoor hulle as hulle net R100 gee, gaan hulle soveel maak. Dan hoor hulle as hulle dit koop, kan hulle dit vir dit verkoop. Hulle val vir die goed. Ja. En dis arme mense wat die bietjie het wat daarvoor geld uitgee. So ek praat met enigiemand wat dit al klaar knyp het. Moenie geld spandeer en as jy moet spandeer, net vir die absolute noodsaaklik is en hou die bietjie wat jy oor het, want dit gaan erger raak. Ja. Die tweede ding is, as jy iemand is wat bietjie meer het, help die wat nie het nie. Ja. Want onthou, 'n gemeenskap bestaan uit mense outomaties. En dit gaan 'n ewige effek op gemeenskap en op mense, as jy sien hoe mense links en regs om jou wegval en dit nie meer kan maak en in plakkershuise plakkerskampe opeindig. So jy moet regtig jou hand uitsteek na die wat in nood is. Ja, So natuurlik. daai daarvan voor die kas staan en sê ek het nie klere nie, terwyl jou kas te vol klere is 'n no-no. Ja. Jy moet omsien na die armes en jy moet 'n deeglike ondersoek doen voor jy vir iemand iets gee. En jy moet help en kyk wat jy kan doen. Dan kan ons op 'n manier redelik dit wat alles nog vorentoe is in die volgende 5 jaar, redelik saam mee kan staan en saam mee kan deurdruk. Anders gaan dit 'n groot probleem wees. Die hele middelklas het klaar weggeval, hoor. Ja. Die armoede gaan net meer en ernstiger raak. En dan, jy het nou net iets gesê, dan gaan ek daarna gou praat oor wat veroorsaak armoede, want armoede bring misdaad. As iemand arm is, raak hy stupid, onnoosel, dan begin hy steel. Dan praat jy eers. Ja, ek kan nou nie regtig onthou wat ek wou sê nie, maar dat nou 'n nuwe vraag opgekom. Jy weet, daar was nou al 'n saak of twee wat ek nou toevallig gevolg het, waar mense misdaad doen, hulle wil gevang word, maar dit is vir hulle makliker in die tronk as wat dit vir hulle is op straat. Weet wanneer dinge so erg gaan dat 'n persoon eerder maar in 'n tronk sal gaan bly, want daar kan hy ten minste kos kry, as om buite op die straat te moet bedel. Ja, daai is 'n storie wat rondgegaan het, maar is nie noodwendig die waarheid. Daar's 'n semi-waarheid daarin. En dit is dat die wat misdaad pleeg het nie 'n probleem om gewoonte misdadigers te wees, want hulle kan vir 'n tyd inwees en hulle kry so maklik borg en as hulle weer uit en dan kom hulle nooit weer terug nie, maar as dit nou somewhere along the line tyd is, dan word hy nou maar weer gevang en as hy weer binne word hy nou omgesien. Ja. Maar eintlik gaan jy nie sommer iemand in die tronk kry nie. Maak nie saak wie wat vir jou gaan sê hy verkies om eerder daar binne te wees nie, want die tronksituasie kan ons op 'n stadium bespreek. Is van die haglikste plekke waar jy tans kan wees. Al is Dr. Pieter Groenewald, wat familie is van my, nou in beheer, sit hy met 'n agterstand van nagelate infrastruktuur, wat 'n astronomiese nalating was in ons gevangenisstelsels, wat veroorsaak het dat ons tronke is stampvol, oorvol. Want misdaad obviously is nie iets wat afgeneem het nie en bly toeneem, en nuwe instansies word nie noodwendig gebou nie. So hulle noem dit hoofstelle wat supposed to wees om 30 te vat, sit baie keer met 90 in. En dan praat ons van een toilet in 'n hoek wat geheel en al afgebreek is, net 'n gat in die grond. En ek wil nie eens praat oor die shower
En water, daar is nie warm water nie, en ek wil nie eens praat oor ventilasie nie, en siektes en vlooie, en muskiete, en kyk, as ek vir julle die prentjie moet skets, dan gaan dit moeilik wees om te visualize, maar ons het al sulke projekte uitgestuur, maar dit is skokkend, so nobody wants to be in jail. Ek wil dan ook net afsluit deur te sê dat misdaad is die gevolg vanuit twee groepe mense. The haves and the have-nots. Maar meer kleiner misdade van die have-nots, maar meer groter misdade van die haves. Wat sê ek hierso? Ek sê, 'n generaal kry tussen 150 en 200.000 rand 'n maand. Waarvoor die fok sal hy dan nou soveel steel, dat hy voor die Matlanga-kommissie gesleep moet word en verduidelik, wat maak hy met die job wat hy gekry het. So kry ons nie een hoof in die polisie nie, ons kry tientalle, dan kry ons tientalle as nie meer, ons kyk al na honderde topstruktuur mense in ons land. Waarvoor sal jy, as jy reeds 'n goeie salaris het, 'n baie goeie posisie het, veral 'n magsposisie, nog steeds steel? Nou, dit is wat ek noem die mystery of iniquity. Dit is wat die natuur is van die mens, die mindset. Die ou wat baie het, wil net meer hê. Hy het nie genoeg nie. Hy wil nie berus met genoeg. Jy kry min mense wat eintlik hy level bereik. Nou, ek sê nie as 'n ou 'n goeie besigheidsman, jy mag nie meer en meer verdien ensovoorts, maar dis hoe jy met daai geld werk en hoe jy dit verdien wat die bepalende faktor is. So, ons sien misdaad spruit uit ouens wat nie nodig het om misdaad te pleeg nie. Nie dat dit ooit nodig is nie, maar wat ryk is, wat geld het. Wat net verder en aanhoudend misdaad pleeg, want hulle het initieel in hulle finansies gekom weens misdaad. Maar die meeste misdade word deur arme mense en onkundige mense gepleeg. Die oorsaak van die meeste misdade in die wêreld is armoede en onkunde. As jy onkundig is, dan dink jy nie noodwendig aan gevolge nie, dan gaan jy in survival mode, dan gaan jy op buurman se hoender steel. Punt. En as jy eers begin met 'n diefstal, en jy's 'n onkundig, ongeletterde mens, en jy word nie byvoorbeeld geleer opgelei en word jy nou as mens omgesien om jou 'n volwaardige, geletterde mens 'n level te bereik nie, gaan jy in een of ander tyd betrokke raak met die verkeerde mense en die verkeerde dinge doen. Dit is vanselfsprekend. En dit is die grootste probleem wat Suid-Afrika tans mee sit, is die petty crimes. Die ou wat die selfoon steel, die ou wat die handsak steel, die ou wat by jou werk en goed by jou werk steel, die ouens wat op die plaas die batterye steel of die mielies. En ek kan aangaan. As jy al die petty misdade vat en jy sit dit in store, is dit meer geld as al die groot misdade wat ooit gepleeg is, hoor wat ek jou sê. Want die meeste arm mense en wat in armoede leef, is basies amper in 'n mode van, in 'n mindset van, I can do this and can get away with it, and I need it, want hierdie ou het so baie, of die besigheid het so baie, so ek kan hom net so 'n bietjie papier en pen vat, of bietjie extra petrol of diesel steel hierso, of jy weet 'n uur of 2 of 3. As jy kyk na die petty crimes, en die mindset oor hoe mense so maklik, net eenvoudig 'n petty crime pleeg, dan sê ek vir jou, sê jy agteroorval, hoeveel mense daar is wat dit nie doen nie. En dan het obviously, selfs, jy weet, dis hoekom as jy kyk na die Peet en Mel saak, wat beweer dat hulle was in survival mode, hulle het nie kos nie, hulle het niks nie, maar kyk wat steel hulle. Wyn. Van die duurste items, exactly. So dit is die mindset, dis die kriminaliteit van die persoon, en dat jy waaragtig nou van hulle sou hoor dat, nie, hulle goed is gesteel. Hulle sogenaamde diamante en alles in hulle kar en alles is gesteel deur die polisie. Tipiese ding wat die misdadiger doen. Maak dit oor die ander en they become the victim. En dis wat boewe doen dwars oor die land, hoor. Maar Mike, ek wil tog net vir jou, ek het 'n dokumentêr gesien, ek dink dit was oor Los Angeles,
wat blykbaar jy weet as hulle goed onder 'n sekere bedrag steel, soos byvoorbeeld nou 'n brood of 'n die of 'n daai, dan word hulle eenvoudig net nie gearresteer nie. Daarvan af het alles geeskaleer na dit is bendes wat soontoe trek en dan basies net ek het video materiaal gesien, ek glo daarom nie dis AI nie, maar ek het video materiaal gesien waar die bende stap net eenvoudig in 'n juwelierswinkel in, breek alles en kom net eenvoudig weg daarmee. So dit is asof dit 'n criminal mind skep en dit is soos om violent movies te kyk of violent video games te speel, jy word gedesensitized. So dis nou vandag steel ek 'n brood, môre steel ek 'n kar, die dag daarna vermoor ek iemand. Dink jy nie so iets eskaleer as 'n mens nie verantwoordbaarheid daarby, al is dit 'n brood wat gesteel word, want onthou, daai skelm kan actually na die eienaar toe gaan en sê, kyk man, ek is honger, kan jy net vir my 'n brood gee? En ek dink 8 uit 10 van die eienaars van byvoorbeeld OK Foods of 'n Spar gaan sê, weet jy wat, kom daai tyd terug, wanneer ons toemaak, dan gee ek vir jou 'n brood. Verstaan jy? Ek dink net ons moet verantwoordbaarheid hê in Suid-Afrika. Ons het hierdie goed al in detail Chrissy bespreek voorheen, maar ons kan maar weer op 'n stadium, crime begets crime. Ek het dit in detail verduidelik, my projekte verduidelik dit. Jy weet, enige misdaad begin met 'n gedagte. Ja. Consideration, contemplation, execution. Ek het al hierdie goed al in detail, in absolute totale sielkundige terme selfs uiteengesit. So dit is presies soos wat jy sê, maar ons kan miskien volgende week, as jy weer op. Ja, ek gaan die hele Mei maand gaan ek op wees, Mike. Alright. Dan kan ons miskien aangaan, dan kan ons praat oor die misdaad en die ekonomie, en dit bietjie meer unpack en net miskien weer hierdie goed herhaal. Maar ja, jy begin by 'n chappie steel en as jy nie tot inkeer kom, kan jy moord pleeg op die einde van die dag. Ja. Crime begets crime. And if the mindset is if you can commit a crime and can get away, you will do it again. Dit is hoe die human nature is. Ja. Maar kyk bietjie na al die vrae en as mense vra het oor die ekonomie, want hoor hier is nou 'n baie vinnige afgerammelde gesprek oor 'n klomp fasette van ons land, maar daar kan ander dinge wees wat ander ouens wat nou geluister het noem, wat ook 'n effek het in die ekonomie. Laat ons hoor wie sê wat, waar, wanneer en hoeveel, vat ons om volgende donderdag verder. OK, ek sal vir jou die vrae aanstuur, hier's nou nie regtig vrae nie. En die video, laat ek kyk na daai video, wat jy gesien het, dan sal ek vir jou sê, want dit klink vir my 'n bietjie ver gesog daai. Ek sien Adrian sê nou hierso, ek sien Adrian het nou hierso vir my gesê, op die kletsgroep, hy sê, hulle kyk na 'n bedrag van onder $1,000 dan skryf hulle net 'n citation. Ja, alright, maar anyway, exactly. Maar stuur bietjie vir my, want die Amerikaanse autoriteite het geheel en al in totaliteit verander en verskerp onder beheer van president Donald Trump. Hoor? Ja. Dat kan ek jou verseker. Maar alright, goeie nag vir julle. Dankie, jammer Mike. dat ek jag, maar ek gaan nou 'n ander ding moet doen en baie groete en seën vir julle almal. Ons bid vir julle. Ons vra dat die Here julle sal leer en onderrig in sy weë en julle sal help en dat julle sal gered word uit julle omstandighede, maar dat julle alles sal kry wat julle moet hê, nie noodwendig wat julle wil hê nie, en dat die Here julle sal help om die regte keuses te maak met koop en verkoop en dat julle die regte goed sal inneem en by betrokke raak en dat julle lewens sal verbeter in julle verhoudings met die Here. Ons bid vir julle baie liefde, seën en groete. Amen. Sterkte, alles wat mooi is. Dankie, Mike. Ons gesels weer. Totsiens.